en ons sal vir jou sê geseënde dag. Dankie my broer Art. Daar staan hy langs sy vrou op. Kom ons gee hulle Here 'n hand. Ek weet dat jy gedag het en sê jy's lekker stupid. Die mense verjaar nie, dan sê jy weet nie hoe voel jy mens. Die tale wil jy nie staan as wil jy nie staan en nog sommer verjaar. 'n beter week vir jou hierdie week. Broer, is staan ek hier maklik. Die lente vandag goeie gesondheid bied in die naam van Jesus. Die beloftes van die woord 'n waarheid word vir jou in die wonderlike naam van Jesus. So by you up, so ook vir my suster Tale. May the goodness of God be shown in the house of God. Amen. Davie en Tina verstaan is hier saam met ons vanmôre. Hulle moet graag net opstaan en vir hulle 'n hartlike welkom sê. Suster Tina is deur 'n diep daling met 'n operasie wat nie reg gegaan het nie, maar kyk, daar is sy vandag saam met ons. Dis die Here daarvoor. Ons sien Elsa het ook 'n trou herdenking, so ook broer Davie en Suster Tina is vandag hulle herdenking, huweliksherdenking, en ons gee vir die Here al die eer, al die lof, al die aanbidding. Halleluja. As daar 'n man en vrou is wat gelukkig julle huwelik staan gou op en sê ek wil saam met hulle ook fees vier. Ek wil ook in my huweliksherdenking doen. Vanmôre staan gou op. Sê jy dankbaar vir jou huwelik. Kom aan, ek dankbaar vir my huwelik. Ek is dankbaar vir my huwelik. My vrou, jy kan maar opstaan. Ek dankbaar vir my huwelik. Ek kan nie by jou uitkom nie, maar ek wil staan op. Want jy sien, die huwelik is voor die Here. Sê Here, ek dank U vir my huweliksman. Ek dank U vir my man. Ek dank U vir my vrou. Ek dank U Here dat ons kon saam kinders hê. Ja, jy mag dit is mooi. Sien dan. Dis reg. Dis reg. En klein kinders. En ek wil vir Sarita en vir Andre sê geluk met die geboorte van hulle kleinkind hierdie week wat verby is. Ons gee die Here al die eer, al die lof, al die aanbidding. Halleluja. En ons staan versamel. Dit is alles tyd om te begin. Halleluja. So kom ons almal staan vanmôre. Steek jou hande hoog uit en sê vir die Here vanmôre. Dis noodsaaklik, Here, dat ek U erken vanmôre in hierdie gebedshuis. Dis noodsaaklik vanmôre, Here, dat ek opgewonde is oor U. Here, dis noodsaaklik vanmôre dat ek hulde en ere en dank gaan bring. En sê aan Koning Jesus, die hoof van die kerk, hy wat is en wat was en sal wees tot in ewigheid. Ons loof die heilige naam, want daar's geen ander God wat met U vergelyk vanmôre. Ons kom om hulde en ere en lof te bring en erkenning te bring en sê, Here, Here, daar is niemand soos U nie. En dankie vanmôre dat ons die kerk kan wees, dat die liggaam kan wees, wat jy uitstrek na U en sê, Here, die onveranderlike God, die een wat was en is en wat sal wees tot in ewigheid. Loop sy heilige naam. Loop sy heilige naam. Kom kerk, loop sy heilige naam. Loop sy heilige naam. Kom kerk, loop sy heilige naam. Want die Here is waardig om aanbid te word, om geprys te word, om geëer te word. Want dankbare mense, dankie suster, dankbare mense kom tot die ere en die dank tot teenoor die Here, want hy is goed. Maar jy weet wat, jy moet vir jou sielsmense, hoorie, vanmôre gaan ek die Here loof. Jy weet jou sielsmens, hy wil nog in die bed wees. Jy het gesien, as dit kom by die Here se dinge, dan wil die gees met die sielsmens nie saamwerk nie, want die sielsmens moet onderworpe word aan die gees wat in jou is. Come on. Ek sê vir my liggaam, ek gaan die Here prys. Ek gaan die Here eer. Ek gaan 'n nuwe lied tot ere aan die Here bring, want as niemand soos hy nie. Ek sê vir my liggaam, want jy gaan die Here prys. En hy skop dat jy sê, ek gaan nie, ek sê, jy gaan die Here prys. En dan sê ek, dat is 'n worsteling hier binne, en dat die worsteling lyk so ernstig, sê, ek gaan die Here prys, en sê, ek gaan nie, sê, ja, jy gaan. En dan naderhand, dan gee hy in, om die Here te eer, en te sê, die Here is, die Here is, die Here is. Kom sê vanmôre saam met my, die Here is. Die Here is my verlosser. Die Here is my herder. Daar's niemand soos hy nie. Kom aan, ek sien hom groter as hy wat binne in my is, as hy wat in die wêreld is. Halleluja. Hy wat binne in my is groter as hy wat in die wêreld is. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus.
ek druktig vandag is, dat jy weet hoe gaan ek wees volgende Sondag. Maar weet jy wat, dat is so 'n oorwinning gehaal. Willem kom na ons toe en hy sê, hy wil graag die verhoog nie opdoen. Hy sê, ek gaan maandag begin en as het weer Sondag is ek klaar. En ons wil jou erken vanmorgen, Willem, waar jy daar sê dankie te sê vir die mooie werk wat hy gedoen het met die verhoog hiervoor. Hy engineer dit vir die gemeente geskenk. En tot hier dankie Here God. Hy sê, skar het ons gekom maandagmorgen. Ek was redelijk benauwd geweest, want ek weet werk gebeur nie net sonder so nie. Maar hy het sy woord gehou, by donderdag is hy al klaar. En toe lyk het al anders, want sy vrydag toe was die begrafenis hier gehad. Betty en Alex is nou nie vanmorgen hier nie. As jy omloop en jy gaan die tuin na die badkamers toe, hy professor wat daar gegooi is, die blomme wat ingesit is, hulle het gesê, pastoor, kan ons 'n blomtuin kom maak, kan ons kom verandering bring, en hulle het ook so gedoen. Dis die huis van die Here, dis nie ons kerk nie, dis nie my kerk nie, dit is die huis van die Here, waar die kinders van die Here inkom, en kom doen vir die Here, wat jy wil doen aan die huis, en ek kan nou obvious nou met toestemming, want ons kan nou nie hier pers maak, en die ander nie geel maak nie, ons moet daar 'n orde hê, maar the house of God must be free, om te doen, as jy sê, iemand het gesê, pastoor, ek gaan 'n kaktus daar plant daarvoor, want die kinders spring op die muur daar, en toe Petrus het nou vandag by die Here, en sy het al die alwyne daar geplant daar. Nou, die alwyne gaan seker daar bly, solank as wat ek hier is, die volgende pastoor kan het uithaal, maar ek gaan het nie uithaal. Want sy het gekom en sy het die gevaar gesien, van kinders wat by die muur loop en val, en toe sê sy, kan sy iets plan daar om die kinders weg te hou. Jy sien, die huis van God is wonderlik. Jy sien, mense kom tot sterwe, mense kom verby, mense kom vir 'n seisoen in jou lewe, en jy kan nie verstaan, Here, wat is die ontmoetingsplek? Wat is die rede hoekom ons ontmoet het? En dan, soos tyd nou verbygaan, dan sien jy hoe wonderlik mense is, wat jou pad gekruis het. Gekruis, ieweste in jou lewe, wat was die waarde van hulle ontmoeting? Amen. Och, jy is baie opgewonde. Kom op, sê dit bietjie saam met halleluja. Jy kan nie so ernstig wees, dis Sondagmorgen. Halleluja. Well, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Well, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. He's out of my feet, 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 he's out of my feet. Say this, he's out of my feet. Oh, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Well, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. He's out of my feet, 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 he's out of my feet. Say this, he's out of my feet. Oh, what the Lord has done, what the Lord has done. He healed my body, he raised my mind, he saved me just in time. God praise his name, he saved us the same. I'm praising what the Lord has done.
U te besing en sê, Koning Jesus, daar is niemand soos U nie. Kia surumungres trabas surumudia samahande. Sê vir hom vanmôre, hy is waardig om geloof te word. Sê vir hom vanmôre, hy is jou God.
Stel je hand op en sê die Here vanmorgen. Wag op hom, sê Here. Dis die rede hoekom ons hier is om U te wag. Ons kom vanmorgen om U te wag. Ons kom vanmorgen om eer aan U te bring. Ons is kerk om die hulde te bring aan die hoof van die kerk. Om hulde en eer te bring. Sê Here, wie kan met U vergelyk word? Ons harte loop uit van dankbaarheid. Ons gees, Here, maak groot die Here. 'n begeertheid ons harte uit, Here, dat ons sal kom volmaak. Dat ek nie dieselfde na my kar toe terugloop nie, maar Here, dat ek aangedoen is deur die hand van die lewende God. Dat ek loop nie hier uit nie, Here, dieselfde soos ek ingekom het nie. Ek beleef U, Here, ek beleef U. En ons kom na U toe, Vader, en sê, fill my cup, Lord, I lift it up, come and quench the thirsting of my soul, bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill it up, and make me whole. Jou begeerte vanmorgen, fill my cup, Lord, I lift it up, Lord, come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill it up, and make me whole. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill it up, and make me whole. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill it up, and make me whole. Here's my cup, fill it up, and make me whole. Die Here sê die woord vir jou, maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het. Maak nie saak hoe erg dit vir jou is nie, maak nie saak wat dit aan jou lewe gedoen het nie. Al wat jy hoef te doen is om voor my te kom staan en my te aanvaar as jou Here en saligmaker. Al daai goed word in een oogwink weggevat en skoon gewas. Al wat jy moet doen is na my toe kom. Kom ons vertoef deze oomblik in sy teenwoordigheid. Sê vir die Here vanmorgen dat hy is alles. Ons sê vir hom vanmorgen dat hy is die kosbaarste.
Ons sê vanmôre vir die Here dat daar's geen ander behalwe hy nie. Maar daar's soveel stemme wat praat op dieselfde tyd. Soveel insaag, soveel inligting. Vanmôre soek ons niks anders behalwe 'n innerlike aanraking van God se Gees. Lord, I will open my heart. Sê kom vul my Here. U teenwoordigheid. Daar mag geen mens vanmôre my kan aanraak nie, Here. Waar geen mens troosting kan bring oor hoe ek voel vanmôre. Behalwe die Here God. Daar is 'n stewige see, die brandes en die wind, dit klink soos woes en dit klink asof dit my lewe wil neem. Maar vanmôre kan ek sê, just come and fill my cup. Daar is ek vir die hele res van hierdie week gevul. Ek kan enige iets aanneem, enige iets spys, omdat die Here met my is. Vanmôre neem ek die beloftes van God en ek sê, Here, dit wat U beloof het in U woord, neem ek en ek sê, Here, doen iets daarmee in my lewe, want vanmôre het ek U nodig. Bring myself in, sê neem myself op die altaar neer. Sê al my bydenke, my gedagtes, al die goedes wat meegeleide wil maak, Here, bring ek en ek lê dit op die altaar neer en ek sê, Here, hier is ek vanmôre. Hier is ek, net soos ek is. As ek naak voor U staan vanmôre, Here, dan is dit reg, want U is my Vader, U is my God. Here, ek bring vir U die las, ek bring vir U die gewig, ek bring vir U die situasie, ek bring vir U die uitweg, ek bring vir U die deurbraak, Here, ek bring dit na U toe, want vir my, by U is daar vir my verlossing. Ek dank U vanmôre, daar's geen gebed vanmôre wat te swaar is vir U nie. Daar's geen gedagte vanmôre wat kan vergelyk met U en wie U is nie. U het Jesus 'n naam gegee bo elke naam. Waar elke siekte, elke fisiese siekte, elke denke van die patroon van die vyand, wat ons wil kom beroep en ons wil kom besteel en wat ons kom wil verras, maar ons staan vanmôre in die naam van Jesus Christus. Ons staan op vanmôre, verkoop en versterk in U vanmôre en ons dank U daarvoor in Jesus naam, dat ons die kinders genoem kan word, die kinders van die Here. Ons dank U Vader, ons een kan wees voor die troon vanmôre in Jesus naam en almal sê saam, amen en amen. Halleluja. Die Here seën U ryklik. Die Here seën U ryklik. Vanoggend se woord, rus in jou geloof. Kry rus in jou geloof, kry rus. Amen. Baie. Kry rus in jou geloof in die Here. Kom die plek waar jy in die rus van God kan wees, te midde van die storm, te midde van wat ook al die vyand na ons toe gooi. Wat beteken rus volgens die Bybel? Dis geestelike en persoonlike betekenis. Shabbat in Hebreëus, om op te hou werk, om in vrede te wees, om te rus soos God op die 7de dag, om te kon sien, dit is goed. Terwyl daar nie rus is nie, sien jy niks goeds en niks in iemand. Terwyl daar nie geestelike rus is in jou lewe, man, jy geniet nie eens 'n glas water en sê, o Here, dankie vir hierdie wisdom wat U vir my gemaak het. O, ek dink nie is hy asem wat jy inasem, dat dit weer God gegee is, want die ratte van die dag, die ratte van die eeuw, is besig om te klink in jou gedagte, ek moet wees, ek moet dan, ek moet dit en ek moet dat,
En die Here sê, ek het jou geskape, dat jy 'n ruskans sal inneem en 'n diep asemhaling sal sê, omdat die Here goed is. Die Griekse woord natopia sê, 'n plek van vrede, 'n toestand van rus, om nie meer te worstel, hy sê, of om te strewe nie. Kan daar so 'n plek wees in 2025? Kan daar so 'n plek wees waar ek myself sal doen om 'n ruskansie soos vanmiddag van 2 uur tot by 3 uur die bed te klim en jou asem uit te slaan? Om in die bed te kan klim, jou voete op te tel en sê, nou gaan ek dit kan. En as jy wakker word, dan jy die slegte smaak in jou bek, in jou mond, jy die slegte smaak in jou mond, in jou bek, of in jou mond, dit is jy wil. Maar jy die slegte smaak in jou, vroeg jy die hele nacht geslaap, so diep het jy gestorm. Jou klein broer, jy raas daar af, en hy raas hier voor, toe die hond staan en kyk, en sê, eet, en die ou man slaap nou lekker. Jy weet, dis amper asof 'n skande vandag is. As jy vir iemand sê, ek het vanmiddag op die bed gaan lê en geslaap. Want dis nie die orde van die dag om erkenning te gee aan die rus van God. Kortliks. Rus beteken om op te hou probeer self. En nie in die geloof te vertrou dat God wat God klaar gedoen het, is wat jy nodig het. Is om aan te gaan en te maak, everything is fine, en nie dan, jy is uitgeput, uitgemaak. Wanneer jy voor die Here sit, die rus is 3 plekke van rus, dis die fisiese rus. Hy sê, dis die liggaamlike herstel wat God vir ons bedoel het, Genesis 2 vers 2. En God het op die 7de dag sy werk voltooi, en wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. Kan jy onthou dat God gesê het, dit is goed? Wanneer laas jy 'n bord kos neergeskep, jou kinders 'n bord kos, en gesê, dit lyk na 'n lekker bord kos hierdie. Want jy is in die potte van Egypte, jy is besig om te maak wat hulle moet eet, en wat hulle moet eet, jy verloor die waarde self, wat jy voorlê vir jou eie gesin. Ek ryk dit, wanneer mama hulle sê vir kos maak. As ek het jou ook maar sê, iets is besig om hier te gebeur. Hoe lang het jy geslaap, mister? 'n waarde. Selfs God het 'n patroon gestel dat ons moet rus na werk. 'n sielerus, 'n innerlike vrede. Dis wanneer jou hart en jou gedagtes kalm word, omdat jy God vertrou. Matteus 11:28-30 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op, julle, en leer van my, want ek is sagmoedig, nederig van hart, en julle sal rus vind van julle stiele, vir julle stiele, want my juk is sag en my las is lig. Loof sy heilige naam. Yes! Wat het ons van die byeenkoms, die heilige byeenkoms gemaak? Wat het ons bygevoeg en het swaar gemaak om te sê, ek gaan nou kerk toe. Betek wat die jong mense sê, prys die Here, ek kan kerk toe gaan. Maar as baie sê, ek gaan nie vanmôre kerk nie, want wat kry ek by die kerk? Omdat jy moeg by die deur inkom. Omdat jy nie voorbereid is vir dit wat God wil gee nie. Omdat jy nie kan hoor wat God sê nie. Want jou liggaam is afgemaak, jy is moeg. En jy kan God se woord nie hoor nie. Jy kan God se stem nie hoor nie. Want terwyl hy met jou praat, raak jy aan die slaap.
Want jou liggaam is maat, jou liggaam is mop. Wanneer God praat, dan sê ons, wel Here, jy moet maar praat terwyl ek wakker is. Meantime, sy stem is tussen die verse van die Bybel. Sy stem is besig om te vloei, reg nou in die oop, terwyl ek die woord van God preek, is die stem van God hoorbaar in die huis van God, en sê, ek wil 'n intieme verhouding met jou hê, maar jy is moeg. Ja, dit is baie maklik vir jou, sê, jy doen niks die hele dag, maar ons werk, en ons werk vir salaris, is dit. Tyd vertoefing, tyd deurbring. Sê, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Neem my juk, waar nie, there's no demonstration of the must. Daar is nie manipulasie om God te dien nie. Daar is nie 'n vloeibare manier om God te dien. Jy dien God omdat jy lief is vir hom. Jy dien die Here omdat hy alles vir jou is. Wanneer jy moeg is en jy wat tyd vir die Here wil deurbring, dis die tye wanneer die Here sê, ek hoor jou, want jy is nou swak, maar ek maak jou sterk in my teenwoordigheid, want my juk is lig. Hy sê, my juk is sag op julle. Wanneer jy geloof by die Here Jesus verdwyn, wanneer jy jou geloof by die Here Jesus verdwyn, die geloof wanneer jy begin kyk na omstandighede, begin kyk na mense, begin kyk na vreesagtige dinge, spanning en bekommernis, wanneer die goed my aandag van die Here afhaal, dan neem dit my geestelike rus weg. Geestelike rus, die rus van geloof, en Christene se voltooide werk. Jy hou op om te probeer verdien wat jy alreeds gegee is in die Here. Come on. Ons is lankal nie meer brownie points. Ek het dit gedoen, die Here het dat gedoen. I said this and God said that. Ons is mos lankal verby brownie points. Ons is kinders van geloof. Ek glo wat die woord van God sê. Come on. Die eerste ding wat die duiwel vir jou sê, jy het nie genoeg gebid nie. As dit is leraar. Die eerste ding wat hy sê, jy het nie gekwalifiseer nie. Come on, kerk. Die eerste ding wat die kinders van die Here sê, jy het nie gekwalifiseer nie. Maar hoekom moet ek kwalifiseer? As die Here my bekwaam gemaak het alreeds vir die grondlegging van die aarde, het God gesê, ek gaan kinders hê. En hulle gaan my vader doen. En ek gaan vir hulle 'n God wees. En hulle gaan vir my 'n volk wees. Hulle gaan my eie wees. Hulle gaan agter my aanloop en hulle gaan my soek en hulle gaan my dien in gees en in waarheid. Kom. Amen. Dis wie ons is. Amen. Hebreërs 4 vers 10 tot 12 sê, hy sê volgende. Want wie is, hy sê, maar wie in sy rus ingaan? Kan ek 'n amen kry? Amen. Rus oor self van sy werke soos God van syne. Wanneer ek in my rus ingaan, toe vertrou in die geloof wat om my is. Wetend dat my rusplek geskep is deur die geloof in wie die rus gee. Hy gaan dan hy sê, rus oor self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend, kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot skeiding van siel en gees en van gewrigte en van murg en is 'n beoordelaar van die oorleggende van die gedagtes van die hart. Die woord van God. Nou is daar 'n storm. Dis 'n storm. Dinge lyk asof nie wil uitwerk. Dis 'n situasie. Ek praat in Hebreë. Dis is 'n situasie. Dit is 'n storm. Dis 'n vrees. Kom broer, ons kan ons daar. Dis 'n vrees. Dis 'n onsteilige ding.
En ons raak toegevloei met dit, asof daar nie 'n God is nie. Luister, kry die verrassing eens en vir altyd. Die Here sê, daar sal swaar dae wees. Die Here sê vanmôre vir die kerk, daar sal swaar dae wees. Daar sal onstuimige dae wees. Hy sê, maar onthou, ek is met julle. Nou vir my verbasing, hoe pas Hebreërs 4:12, hy sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerp as enige tweesnydende swaard, dit dring deur tot die skeiding van siel, gees en van gewrigte en murg. Hy sê, dit is 'n beoordelaar van die oorleggende, van die gedagtes en van die hart. Nou, dis amazing. Jy kan toelaat wanneer jou gedagte inkom, wat teenstrydig kan wees met die woord van God. You can allow. En die verbaasingheid daarvan is, God kan dit nie kom verwyder nie, want dis jou gedagte. Dis jou mening, dis jou siening. So hier lyk dit vir my, die rus van God is 'n besluit. I'm living in Christ in the fullness of who He is, and that's my rest. That's my peace. That's my hope. That's my power. That's my life. Waar? In Christus. So wanneer ek wil rus ek in Hom. Weet jy dat by die BWN het Dr. Isaac Burger in die laat 2000s, ek dink dit was in 2020, het hulle mense gevat wat met die Heilige Gees gedoop is en praat in tale, en mense gevat wat nie gedoop is en praat in tale. En hulle het brain waves toetse gedoen. Wat gebeur wanneer 'n kind van God in tale praat? Wie wil weet? Die 50 wat in tale praat, sy hartklop gaan na 0 toe. Jy weet wanneer 'n pa by sy etenstafel sit en sy kinders sit op hom. Weet jy hulle sê dat 'n pa se ritme in sy liggaam gaan na normaal toe. Net omdat hy saam met sy familie kan wees. Dit is 'n man. Ek sê 'n pa se hartklop gaan na normaal toe omdat hy saam met sy familie om 'n tafel sit. Amen. Maar wanneer jy in tale praat, dan sak jou hartklop na normaal toe, want jou brein is mos onvrugbaar. Die ander 50 mense, sy hartklop bly gaan, soos wat het is. So in the spiritual resting place, is in tale te praat, being in the spirit, promising God the fullness van dit wie hy is, wat hy gedoen het, dat ek veilig om uitgetrek te word, ek gaan in die rus van God bly, te midde van die storm, waarom? Want hy is my volleinde van my geloof, hy is daar. Nou gaan hy sê, wat is nie rus nie? Rus beteken nie luiheid nie, passiviteit, of om niks te doen nie. Dit beteken om vanuit geloof te leef, nie uit vrees of moeite nie. Jy werk nog maar uit vrede en in die vrede van die Here. Kom kerk. Rus van God is nie. Dit beteken dat ek 'n leier is, nou doen ek niks nie, maar nou sit ek aan die oggend, tot die aand. Dis nie rus. Ek het in die dag gesê, dat iemand nie by 'n waardering daarvoor gehad. Jy kan 80 wees, jy kan 'n hart hê van 17. En jy kan 17 wees, jy kan 'n hart hê van 80. Dis waar jy jouself neersit. Dis waar jy jouself sien ook. As jy jouself sien, ek is nou klaar op 50, dan glo my, jy is klaar.
Ek wil nie klaar wees op dagdag. I want to be refired. Rus beteken nie luiheid nie, passiwiteit nie, of om niks te doen nie. Dit beteken om vanuit geloof te leef. Neem enige besluit waar geloof nie betrokke is nie. En jy sien hoe langdradig is dit. Wait on something without faith is 'n leerdop. Dit lyk asof nooit kan eindig kom. Maar die moment wat jy geloof bysit, dan gee jy vir hom voete, jy gee vir hom hoogte, jy gee vir hom amper soos 'n Red Bull, jy gee vir hom 'n hoogte in bid wat jy nie sien nie, maar tog glo jy wat God kan doen. En sodra ek begin te dink soos God, dan begin my gedagtes te word wat die woord van God sê hulle is. En dan is my rus in hom soveel makliker, want ek vertrou dat sy deurbraak vir my van bedoel is by hom. Filippense 4:6-7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smekinge met danksegging bekend word by God. En die vrede van God sal alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Is daar enige iets by God nie bekend? So mens dink jy praat nou, ons praat mos nou oor die rus, is daar enigiets by God onbekend? Kan nie wees. Want hy is die oprigter, hy is die een wat geskaap het, hy is die een wat die woord gespreek het, hy is die een wat bekom het. Wat weet hy nie? Maar ons sal bid uit 'n besorgdheid, ons sal bid van die ander kant af en ons sal bid met 'n treurigheid, omdat dit reg voel om nederig te wees. Het jy al gehoor, mense is nederig in gebed? Here, as dit nie wil is, Here, as dit nie wil is, sal jy my gesond maak as dit wil is? Waar jy verse in die Bybel wat sê, deur sy wonde het daar nou vir jou genesing gekom, maar tog mense sal bid en sê, Here, as dit u wil is, maar jy weet wat die wil van God is, die wil van God is, dat jy sal gesond word. In die naam van Jesus. So dit is nie 'n opsie om 'n plek van rus te vind en sê, Here, ek gaan hier daal, ek gaan hier rus, totdat, nee, ek gaan uit my rus gaan ek opstaan, ek gaan die werking van die woord van God deur my te laat vloei en te sê, met my God, met my God, met my God, in Jesus naam, en die woord van Jesus en met my woord word kragtig. Wat gebeur as ons rus? Jou hart is kalm, in die middel van die storm. Jou gedagtes word stil, omdat jy weet, hy wat God is, sorg. Jy vertrou eerder as om te vrees. Jy werk met genade, nie met spanning nie. Kan iemand net uitroep en sê, Here, dankie vir die woord vanmôre. Dit maak soveel storm stil, want ek kan hoor, die woord is vir my vanmôre. Wat doen hy? Hy sê, wat gebeur as ons rus? Jou hart is kalm te midde van die storm. Oh, prys die Here. Jou gedagtes word stil, omdat jy weet, hy sorg. Jy vertrou eerder as om te vrees. Jy werk met genade, nie met spanning nie. Jesaja 26:3-4 sê, U sal 'n standvastige gesindheid en volle vrede bewaar. Wie? Hy sê, U sal 'n standvastige gesindheid en volle vrede bewaar. Want hulle vertrou op U. Vertrou op die Here vir ewig. Want in die Here is 'n ewige rots. Ek vertrou in hom, onwankelbaar vertrou ek op hom. Wat gaan ons sien? Wat gaan ons sien? Betekent sê, jy kan nie na die pastoor toe gaan nie, want hy gaan sê, wat sê die Bybel? So ek gaan soek iemand
Iemand het ander ding soos ek dink, en dan sê ek tevrede om nie die antwoord te kry, want jy sien, as jy na die pastoor toe gaan, gaan jy sê, wat staan in die Bybel? Jy weet, 'n paar jaar terug en ek skryf, pastoor, waar in die Bybel staan dit, waar in die Bybel staan dit, waar in die Bybel staan dit? Ek weet om met mense te sit en praat, ek kry 'n WhatsApp, pastoor, waar staan dit in die Bybel? Toe begin ek vir hulle Google. Jy bang ek nou nie. Hulle stel hy om Google te bel. En sê, hallo Google, sê vir my, waar staan dit in die Bybel? Voordat ek die antwoord kan gee Google dit in secondes. Het jy geweet? Ek het enige vers vra in die Bybel en Google het dit. Enige vers. En dan ken jy nie die hele vers, dan ken jy die gedagte. Sê jy vir Google, kyk bietjie vir my, wat is hierdie betekenis van hierdie in die Bybel? En dan 10 uit 10, hy het my nog nooit teleurgestel nie, sê vir my presies waar dit staan in die Bybel. Pastoor, doen jy nou advertensie vir Google, ek sê vir jou, ek het 'n Oxford konkordansie net so dikke gehad, al die jare voor Google. En dit was moeilike jare, want jy moet die verwysings gaan, en dan vat jou omtrent 'n halfuur om 2 verse op te som uit die konkordansie uit, want jy moet nog 'n brein hê om met die Oxford konkordansie te werk. As jy nie een gehad het nie, prys die Here, maar as jy een gehad het, hy wikkel vir jou. Baie dankie vir julle ondersteuning. Pastoor, hy is my ewige rots. Dis 'n besluit wat jy maak as 'n kind van God. Toe ek 'n jong man was Datsun groter as Toyota. Maar ek kom uit Pretoria uit. Die Datsun fabriek is in Rosslyn, reg langs Pretoria. So elke jong man, my ouderdom, het 'n triple S gery. Jy het nie 'n ander ding gery nie, jy het begin met 'n triple S. En ek het die hele reeks triple S'e gery. Want ek was 'n Nissan fan. Nooit in die fabriek. Nooit in die eers uitgenooi fabriek nie, maar ek was 'n Nissan. So wat gebeur nou omdat jy 'n Nissan fan is? Het jy 'n bygeloof in Nissan. Ek ry van my se Kaap toe. Hulle check nie as die kar nie, want hy gaan met haar. Hy's gemaak daarvoor. Ons gaan in die midde van die Karoo, 5 dag. Die son pak in Februarie, maar wie ken die Karoo in Februarie? My vrou het elke venster oop, elke deur oop. En sy sê, kry net lig hier in. Ons doen nader 180. Sy sê vir my, hier kom niks lig in nie. Ek sê, jy gaan my Nissan breek. So vertrou was ek met Nissan. Maar ek het wat gedoen, wanneer my die issue kaart van 'n olietjie kry. Ek maak begin, jy lyk nog beautiful. Sê my, hoe is dit? Oor geloof, oor jou stand in God, jou plek in die Heilige Gees, jou plek in die woord van God, jou aanname tot die Heilige Gees, dat mense nie weet nie. Hoe diep is die toets wat jy teemaak vanmôre? Staan op, lig jou hande omhoog en sê, Here, dankie dat ek nou deur 'n situasie gaan, want ek weet, U is by my. Sê, pastoor, ek weet nie of dit gaan maak nie. Jy weet dit maak. Kom in die geboel uit, in die geboel van mensdom. Ek deel met daai, word stil voor God, jy, jouself. Ek kom in dissipline, uit die rustplek, en voor asem te haal, sê, Here, ek hoor U.
geen mens kan dit vir jou doen nie. Kan jy nooi en sê, kom ek bid vir jou. Ek gaan vir jou bid, ek gaan my hande op jou lê. Maar die toets wat jy moet jy slaag voordat promosie kom. Mense neem besluite hier en dan sê hulle, wel weet jy wat, die Here gaan dit seën daar. Hy doen nie. Hy word nie meer 'n pligtige aan jou eie dade en aan jou eie dink en dink, nou omdat jy daai besluit gemaak het, nou God gaan kom en hy gaan kom en hy gaan sê, okay, well dan, jy het 'n stupid ding gedoen. Nee, hy gaan jou sê, my kind, dat is 'n reg om te doen. Dat is 'n konsekwens. So jy gaan na lewe, ek gaan jou dra. Elke ding in my lewe het 'n konsekwens wat ek self veroorsaak het. Eendag, my boek is amper nou klaar gedruk, hy is binnekort hier. En die ander besluit het die Here gesê, wie as jy kom aan? Ek gaan jou aanvat en ek gaan sê, kroesloop. Ek gaan vir jou wys. Hoe sit ek jou terug in die vrede? Maar jy gaan saam met my stap. Moenie soen toe loop nie, maar daar's dorings. Here, maar dit is 'n lang pad. Ek gaan nie sê hier, moenie hier loop nie, daar deur, stap daar. Weet jy veel mense hou van dorings? Die Here het nou net vir jou gesê, maar dit nie doen nie. Ek vat uit die kar, sowieso? Ja. Die Here het nou net gesê, sterre op, gooi hulle weg. Kies ons uit doringpad. Weet jy, hy stak jou nie. Hy vervloek jou nie. Hy los jou nie. Hy sê jou nie sleg nie. Hy sê nie hoe bad jy is nie. Hy stap net saam. En dan wanneer jy tot jou sinne gekom en sê, o, Here, ek dank jy, vra jy verskoning. Dan sê, okay, let's go. Let's go. Totdat jy leeg is van self. Dis die lekkerste plek om te wees waar jy niks anders het behalwe die Here. Amen. Dan sê my vrou, wat sê die Here vir jou? Sê, wag vir my, slip die bed, spet reg op. Sê, wat sê die Here vir jou? Dan sê ek, wel, heb jy gesê, die Here sê, ons gaan nog so 'n bietjie vertoef in die woestyn. Ag nee, ek wil nie dit gehoor het nie. Ek sê, ek weet. Ons gaan nog so 'n bietjie daar bly. Volgende dag sê sy weer, wat sê die Here vir jou? Sê die Here sê, ons is nog nie klaar nie. Stoei gaan ons stoei. Maar, hy is by jou. So wat beteken die rus? Ek sluit af. Wat beteken die rus? In die PSL 10, 19 tot 22. Terwyl julle broeders vrymoedigheid het om die heiligdom in te gaan. Is daar mense met vrymoedigheid verborgen? Om die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Hy sê, op 'n nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekering, 'n harte wat deur besprinkeling gereinig van 'n geslegte gewete en die liggaam gewas met rein water. 'n Vrymoedigheid beteken met sekerheid en aanvaarding kan ek in die huis en in die teenwoordigheid van God kom vanmôre. Vry. Daar waar die stem van die vyand doodstil gemaak is. Daar waar die uitdagings, die dinge wat hy jou besnou, en die ding, dit is wat hy jou gaan uithaal van, sê die Here, jy het 'n vrymoedigheid in my teenwoordigheid, my kind. My kind, kom jubel en juig voor my troon, kom, bring hulde, bring eer, kom soos jy is, kom, jy het vrymoedigheid om die voorhangsel te kom, en voor my te kan wees, want dit is deur die bloed van Jesus. Come on. Daar's 'n traktement. Die vyand eis, God gee. Is nie mooi nie? God sê vir jou vanmôre, my genade is vir jou genoeg.
My liefde vir jou is genoeg. Dit wat ek jou gegee het, gedoen, maar ek lief is vir jou. Jy's nie besig om my te volg, omdat ek jou dwing nie. Jy's besig om my te volg, omdat ek jou lief het. Ek love dit, Johannes 6:45, waar die woord van God verklaar, en hy sê, elke een wat die Here Jesus volg, word deur God geleer. Come on. Mense dink, oh, I serve the Lord. You don't serve the Lord. The Lord gave you life eternal, gave you the strength, the ability to love Jesus. Hallelujah. Hoeveel keer die dag toe ek die Here gevind het, ek het nooit die Here gevind, hy het my kom haal. Johannes 6:44, hy sê, you never served God, he came to fetch you where you were, en hy het jou gemaak, 'n kind van hom, deur sy liefde vir die mensdom. That's the love of God. Mense praat oor Johannes 3:16, nee, die liefde van God is toe die Here by my gekom het. En my gesê, die mens wil my nie hê nie, maar man, I love you, my boy. Toe alles ophoopig was, het? Onhoopig was? Wanhoopig was, het hy gekom, en ons die lewe kom gee, en vorm. That's all. Niks meer nie, niks minder nie, maar die rus is in hom. Waar? Met sy bloed, met sy vergifnis, met sy lewe wat hy ons gebied het, kom rus in my geword. Terwyl jy hier is, elke hoop gebuig is, dan sit jy hier vanmôre en jy sê, ek wil weet, ek wil meer weet van daai God. En jy sê, ek wil my hart vir oggend vir die Here gee, staan gou op jou voet, ek wil vir jou bid. Sê, Here, ek wil myself toewy aan. Ek wil sê, Here, te midde van daai storm, ek vra dat my huis vol rus sal word. Dat ek vir die rus van die Here, sê, rus soek vanmôre, staan op jou voete, by jouself aan die Here, toe sê, Here, ek maak stormstil vanmôre, in die naam van Jesus. Hier staan mense word aangeraak. Waaroor? Oor die woord van God. Die woord van God. Nog ene? Bereid om te staan? Neem dit. Dankie. Die woord van God praat. Die woord van God praat. Neem die vrymoedigheid. Jy moet jou praat staan. Here, ek beweeg vanaf in die rus van God. Vader, ek bid by elke persoon wat staan, dat hierdie dag is 'n nuwe begin, om te weet, dat my liggaam, my gees, siel en liggaam, kan rus in Jesus Christus. En ek dank U daarvoor, dat U my aanraak vanmôre, met 'n bonatuurlike rus, my Vader, in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Loof sy naam, loof sy naam. Die broers wat help by die tafel, jy is daar om te kom. Halleluja. Halleluja. Kan ons breek vanmôre? Amen. Mag ons breek vanmôre? Ja. Daar is geen ander godsdiens vanmôre wat kan sê, hy het die brood geneem, hy het dit gebreek, nadat hy gedank het, het hy vir die broeders gesê, dis my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die Bybel sê spesifiek, na die brood het hy die beker geneem. Hy maak 'n stelling en hy sê, hierdie is die beker van die Nuwe Testament in my bloed.
Hy sê, dikwels julle by mekaar kom en eet en drink van my liggaam en drink van my bloed. Julle deel van my. Mense vlieg Mekka toe. Mense vlieg. Jy kan net daar waar jy sit. Jy oor toe maak en sê, Here, dankie vir Jesus. Amen. Eendag lei ek 'n man na die Here toe en ek vertel hom van die liefde van Jesus en ek praat nog met hom to say, is that all? To say, that is all. Wil jy my nou sê dat hierdie liggaam en daai bloed is die pad na die Here toe? Ek sê exactly that. Exactly that. Niemand kan iets hier byvoeg nie. Ek kan nou praat oor 1 Korintiërs 11. Ek kan vir julle verse lees tot en met vers 16 oor die betekenis en die redes waarom ons dit doen. Maar ek wil nie vanmôre. Ek wil die beklemtoning lê that we are a peculiar people. We are a royal priesthood. Gekoop en geroep deur die genade van God in Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg. Wanneer ons die liggaam hou, weet ons, daar is 'n liggaam wat vir ons gebreek is. Daar's 'n skenking van God, dat ons die ewige lewe kan bekom. Ons belydenis in die Here Jesus Christus as saligmaker en Here. Maar daar het ook verlossing, daar het ook vergifnis, genesing, herstel gekom. Toe die bloed van Jesus geoffer is, Here, dit is nie net 'n offer gegee nie, maar dit is 'n offer om sondelas weg te neem vir ewig. Dit wat die verbond nie kon doen nie, om die jaarlikse vergifnis te kry, Here, het hulle net bevryding van, of verlossing van sonde, maar die sonde kon nooit weggewas geword het. Eers toe Jesus se bloed gestort is, sê God, ek dink aan julle sonde nie meer nie, want het is weggewas van ons. En Here, aan U kom toe die lof, die eer, die aanbidding, en almal sê saam, Jesus naam, amen en amen. Broeders, kom ons bedien die gemeente eers. Kom ons bedien die gemeente eers. Die laaste wonderlik is dit. Dankie Jesus. Dankie Jesus. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all
staan saam met my, strek jou hande uit. Vra die Here vanmôre, daar's mense in die gemeente wat siek in hulle liggame is. Daar's mense wat die duiwel aanval. Daar's mense wat vanmôre uitroep en sê, Here, ons het U dringend nodig vir deurbrake en finansies. Ons het die deurbrake in ons huise nodig. Verhoudinge tussen man en vrou, tussen kinders en ouers. Here, ons het U nodig vanmôre soos nooit tevore in die naam van Jesus. Ons verklaar dat hierdie huis die huis van God is, dat hierdie huis toegemaak is in 'n gees van eenheid. Here, ons dankie dat ons kinders van die lewende God kan wees. Maar ons kom en ons roep vir mense vanmôre. Ons roep vir hulle wat vanmôre nie eens aan U dink nie, wat nie eens dink dat U verlosser is nie, wat nie eens dink dat U helper is nie, maar vanmôre roep ons genade op genade in die wonderlike naam van Jesus. Dankie Here vir genesing, vir elke siekte, elke kwaal. Ons staan die vyand teen, elke demoniese mag. Wat die kinders van die Here wil infiltreer met siektes, bid dit in die naam van Jesus. Here, U sê ons sal ons hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Dankie Here. Dankie Here. U is die God van voorsiening. U is die God van herstel en redding. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Thanks brothers.
Dankie my Vader vir u vrede. Dankie vir u rus. Dankie vir u woord. Dankie vir die sakramente van die liggaam en die bloed van Jesus. Ons is so bewus, Here, van dit wat u vir ons gegee het daarin, al die lof en al die eer kry. Dankie vir so 'n geleentheid om weer te herdenk, Here, wie en wat jy vir ons gedoen het. En aan u alleen kom toe die lof, die eer, die aanbidding. Jesus naam. En almal sê saam. Amen. En amen. Baie dankie broeders, die Here seën julle. Baie dankie my broeder en suster, ons staan op die wag vir jou tiendes, jou offerandes, jou lofoffers, dit wat jy die Here beloof het, dit wat die Here wil gee, het jou hart uit, dankie vir die versorging van die gemeente, jou deelagte finansiële deelname, dat ons kan vervul en doen wat die Here op ons harte lê om te doen. So kom ons staan, wat jou offer in jou hand, sê vir die Here dankie dat jy 'n offer het, dat jy 'n offer kan bring, en die Here vertrou om jou geloofsoffer te vermenigvuldig op dit wat jy bring. Die Here se hand op dit sal rus in die wonderlike naam van Jesus. Vader, dankie vir ons tiendes. Dankie vir ons lofoffers. Dankie vir ons offerandes wat ons bring om ere aan U te bring. Hoe lyk ons huise? Ons huise lyk reg. Hoe lyk die huis van God? Here, ons maak dit reg. In die wonderlike naam van Jesus en aan God al die lof, al die eer, al die aanbidding. Amen en amen. Baie dankie. Ek kan maar gerus kom. At the bottom. Okay. Dink jy kan daai jou hartse woord. Ons staan saam. Come
Mag die samevoei van die Heilige Gees jou deel wees. Mag vrede, mag rus, mag liefde swaarlik op u wees in die week wat voor lê. Mag goedheid en guns jou deel wees. Mag jy geseënd wees in jou uitkoms en jou uitgaan. Mag die hand van die Here op julle wees. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Die Here seën julle.